Goeiemôre en baie welkom aan elkeen van u wat vanoggend hier is. Maar in dieselfde asem as die welkom baie sterkte ook. Ek dink elkeen van ons wat hier is hier omdat ons deel ook in die hartseer, omdat ons vir oom Henny vereers moes totsiens sê. In besonder baie sterkte aan die kinders, aan die kleinkinders, en die res van die familie, aan die Marie, al die vriende en vriendinne wat hom geken het, en almal ook in die kerk hier wat 'n pad saam met oom Henny gestap het, weet, julle is in ons gebede, julle is in ons gedagtes, en ons voel ook dat hy op hierdie stadium nie meer saam met ons is nie. Ek wil begin deur julle te wys op die begrafnisbrief. En as ons dit oopmaak, onmiddellik is daar 'n pragtige getuienis. Ek het die tyd wat ek nou gehad het, so deur die foto's geblaai, die boodskappe gelees. Maar ek wil graag vir ons begin op bladsy 1, 'n liefdevolle herinnering aan Hendrik Lombardus Voort, gebore 14 April 1939, oorlede 4 Maart 2026. Ons skriflesing vanoggend kom uit die baie bekende Psalm 23, en die rede hoekom ek dit gekies het, toe die keuse aan my oorgelaat is, dis die laaste stukkie wat ek vir my nie gelees het. Daardie stadium het ek gekies om iets te lees wat hy maklik kan herken as hy kan hoor, en het ek met hom hierdie 6 versies gedeel wat ek graag vanoggend ook met julle saam gaan behandel. Ons tema, teksversie eerste een, is 'n geloofsbelijdenis: die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. En ons tema daarom ook is die goeie herder. Ek gaan vra dat ons dan ook die diens begin, dan staan ons luister na die fotum en die seëngroet, en direk daarna, terwyl ons staan, sing ons saam Psalm 146, die eerste, die derde en die 8ste strofes. Dit sal vir jou op die bord ook verskyn. Kom ons staan en dan word ons almal vanoggend ook saam stil voor ons Here. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Ons bid om u genade, u barmhartigheid en u vrede, ons God en Vader. Ons bid dit in Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Psalm 146, 1, 3 en 8. Oh
Salig is hy wat in die lewe vlug tot God, sy toeverlaat, en ook in die swartste nag in die dal van doodskade wie op die Here alleen bly wag, want dis die God der leermagte wat tot in ewigheid die Here is, sing om ter eer, prys sy grootheid. Loof die Here, loof ons goeie herder. Ek gaan nou vir ons lees die pragtige Psalm van Dawid, Psalm 23, die opskrif, soos wat u dit ook ken, is die Here is my herder. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Terwyl ons net so sit, gaan ek vra dat u saam met my die oë sal sluit en ons hoofde sal buig, en dan bid ons tot ons Here. Almagtige God, groote koning, Here oor alle dinge en skepper van alle dinge, ons verlosser, ons herder. Ons weet, ons hulp is van u wat hemel en aarde gemaak het. Ons weet, ons lewens behoort aan u, u wat met u eie bloed daarvoor betaal het. Ons weet, ons ewige toekoms as u kinders is vas in u. En ons sal gaan na die huis wat u vir ons berei. Ons weet, u is die een wat waarlik ons trane afdroog. En daarom weet ons, ons troos is by u alleen te vind. Vir al die genade kan ons steeds selfs op die hartseerste van dae u lof en ere bring. Want u is Immanuel, u is ons herder met ons. Nou Here, ons bid en vra dat u elkeen sal sterk wat vanoggend hier is, wat deel in die hartseer van oom Henny se afsterwe. Nou ons bid ook en vra dat u ons kalmte en rus sal skenk, deur die sekerheid van u teenwoordigheid, van u troos ook vanuit u woord. Al verstaan ons nie altyd die dinge wat gebeur nie, en weet ons nie altyd wat môre vir ons inhou nie, vind ons berusting deur die geloof in die pragtige beloftes wat u in u woord vir ons gemaak het. Beloftes soos dat u ons herder is, u ons lei, u ons bewaar, u ons seën. Daarom vra ons ook laat vandag, al is dit 'n moeilike dag, 'n hartseer dag, wees tot eer en verheerliking van u heilige naam. Dit alles vra ons in die naam van ons Here, ons herder, Jesus Christus. Amen. Ek is redelik seker daarvan, meeste van ons wat hier is, ken die liedjie Halleluja, wat Leonard Cohen geskryf het. 'n liedjie waar hy sing dat Dawid 'n geheime kode gehad het waarmee hy God gelukkig gemaak het.
ten spyte van al sy eie sonde, ten spyte van sy eie hartseer. Hy sing dat al die dinge gelei het tot 'n gebroke haleluja. 'n lofsang tot die Here wat eintlik ver te kort skiet. Nou in die psalms vind ons baie lofsange, onder andere ook van Dawid. Baie van hierdie sogenaamde gebroke haleluja's waarvan Leonard Cohen skryf. En daarom kan ons ook kyk of dit waar is, of Dawid een of ander geheim gehad het in sy geloofslewe tot God. Die mense, die psalms is 'n versameling liedere en gebede wat 'n absolute weerspieëling is van die mens se hart en siel. Die hele spektrum van die mens se ervaringswêreld kom in die psalms tot uiting. Dit bevat nie geuite woorde nie, en die skrywer stort hier hulle ware gevoelens uit en skets vir ons die dinamiese, die kragtige, die lewensveranderende verhouding wat hulle met God gehad het. Ons sien ook in die psalms, hulle bely hulle sondes. Hulle gee uiting aan hulle twyfel en aan hulle vrees. En hulle vra hulp in tye van nood, in tye van hartseer. En so is Psalm 23, die Psalm van Dawid, een waarin hy sy hart uitstort voor die Here. Nou, hy is sekerlik een van die bekendste figure waarvan ons lees in die skrif. 'n groot koning self, 'n dinamiese leier, 'n dapper man, maar ook 'n sondaar mens. En in sy lewe vind ons omtrent die hele spektrum van ons ervaringswêreld waarvan ons nou net gepraat het. Ons weet hy het dit nie altyd maklik gehad nie. Hy het ook deur bitter swaar tye gegaan, soms as gevolg van dinge buite sy beheer, en voorbeelde daarvan baie bekend toe hy voor die groot reus Goliat te staan gekom het, toe hy vir die koning vir Saul moes weghardloop en in 'n grot gaan wegkruip het. Die hartseer wat hy ervaar het toe hy Jonathan verloor het. Maar baie keer was Dawid se beproewinge, dit wat hy ervaar het, maar ook vanweë sy eie toedoen. Ons dink aan Batseba en Uria. Ons dink aan die stryd met sy kinders. En op 'n dag soos vandag, as ons na al hierdie dinge kyk wat ook met hom gebeur het, kan ons in 'n sekere mate onsself in sy skoene plaas. Ons kan indink hoe hierdie man moes voel wat deur hierdie tye moes gaan. Wat ook telke male langs die kus van 'n geliefde moes staan. En in so 'n geval, sulke omstandighede, is 'n mens se hart vol vrae, vol onsekerhede, en verstaan ons nie hoekom hierdie dinge oor ons paadjie moet kom nie. Hoekom moes dit met 'n geliefde gebeur? Ons vra, waarom Here? Waarom met my? Hoekom my pa? Hoekom moes hy sterf? Het ons iets verkeerd gedoen? En dis alles vrae wat sekerlik ook in Dawid se binneste gebruis het, onsekerhede wat hy in sy lewe ook mee geworstel het. En as ons vandag nou 'n psalm moes skryf en daarin ons gevoelens moes uitstort en uiting gee en al hierdie twyfel en vrees, sou dit grootendeels uit hierdie vrae bestaan. Dan sou dit 'n treurspsalm gewees het, 'n klaaglied, hartseer, stikkend. Maar nou het ons vanoggend gelees en gesien, Psalm 23 is alles behalwe 'n klaaglied. Ons sou verwag dat Dawid met dit wat hy in sy lewe ervaar het en moes deurgaan,
Die hartseer wat hy ook gehad het, as hy sy gevoelens in 'n gedig moes uitstort, dit 'n klaaglied sou gewees het. Maar inteendeel sien ons hier nie 'n klaaglied nie. Ons sien 'n geloofsbelydenis. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Dawid het nie in opstand gekom, soos wat ons dalk dink hy moes as mens nie. Hy het nie antwoorde geëis vir al die honderde vrae wat hy gehad het nie, en ten spyte van sy omstandighede, sy seer, sy gebroke wees as mens, sien ons nie 'n gebroke halleluja nie, maar het hy die Here, het hy sy herder geloof en geprys. By sy herder het hy vrede gevind vir sy stikkende hart. Het hy rustigheid gevind vir sy rou gemoed. So deur te kyk na Psalm 23, sien ons iets van Dawid se sogenaamde geheim waarvan gesing word. En dit gaan nie oor 'n resep of 'n formule of 'n geheime kode wat hy gebruik het om positief te bly en die Here te loof nie. Ons sien in die Psalm, dit gaan oor wie Dawid gevolg het. Dit gaan oor wie Dawid se herder was op sy lewenspaadjie. Dawid se herder het geweet wat hy in sy lewe nodig gehad het. En hy het hom gelei, vers 2, na groen weivelde, vir hom die beste gegee wat hy het te midde van sy omstandighede. Tydens sy beproewinge het sy herder hom versorg, hom gevoed. Wanneer die druk te veel geraak het, dit vir Dawid gevoel het, sy omstandighede oorweldig hom, lees ons het hy by sy herder rus gevind. Vers 3, sy herder het sy trane afgedroog, sy siel verkook. Hy het hom ook, wanneer dit vir Dawid gelyk het asof daar nie meer uitkoms is nie, terug op die regte pad gelei, in die spore van geregtigheid. En daar waar die dood gedreig het, die vyande omring het, vers 4, sy herder hom beskerm. Sy herder hom vertroos, het hy Dawid opgelig en geseën met meer as wat hy kon besef, te midde van die teestanders, te midde van die gevaar. Dawid het by sy herder rus gevind, want hy het vasgehou aan die beloftes, aan die toekoms wat sy herder vir hom beloof het, 'n toekoms gevul met goedheid en guns, in die huis van die Here, vers 6. Ten spyte van al die storms in sy lewe, het hy vrede in sy hart gehad. Al het hy ook soms moedeloos geraak, al het hy weemoed ervaar as gevolg van dit wat met hom gebeur het, want hy was ook maar net mens, soos u en ek. Hy het ook die seer van die verlies van 'n naaste gevoel, die seer van die dood geproe, maar hy kon vrede vind by sy herder. Want soos wat ons leer uit hierdie 6 versies, hy was altyd by sy herder, die Here se teenwoordigheid. Sy herder was vir hom lief, het vir hom gesorg, het hom beskerm, en hy, Dawid, was eiendom van die goeie herder. Daarom is hierdie man, hierdie koning, hierdie leier, hierdie mens, in staat om te midde van hartseer, van verlies, van selfs hopeloosheid en tragedie te sê, halleluja, prys die Here, om te kan sing, die Here is my herder,
niks sal my ontbreek nie. Deur self in 'n situasie te sit waar mens iemand aan die dood afstaan, lyk 'n belydenis soos Psalm 23 amper ongelooflik. Dan lyk dit vir ons asof Dawid een of ander geheim moes gehad het vir die geluk, die vrede wat ons in hierdie gedig lees. 'n Geheim of 'n kode wat ons dalk op hierdie stadium nie eers wil van weet nie. Maar die herder wie Dawid gevolg het, is ook ons herder vandag. Die Here by wie Dawid vrede gevind het, staan saam met ons vandag hier in die kerkgebou. In Johannes 10 vers 11 sê Christus, ek is die goeie herder. En die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. En dit weet ons het hy gedoen. Vir elkeen van sy kinders. Hy staan by ons elke dag van ons lewens. Waar ons hulpeloos staan voor die magte van die wêreld, bring hy vir ons sekuriteit. In ons hartseer soos Dawid vind ons by hom vreugde en aan ons behoeftes voorsien hy. En waar ons as mens ook voor die onsekerheid van die dag staan, daar het hy reeds in ons plek gesterf, sodat ons kan hoop, sodat ons kan vashou aan die wete van 'n ewige toekoms in die huis wat hy by sy Vader vir ons voorberei. Die realiteit is, vir elke kind van God het Christus in ons plek deur die dal van doodskade weer geloop, dat ons nooit weer alleen hoef te wees nie. Nooit weer God verlate hoef te wees soos wat hy die groot en goeie herder aan die kruis was nie. Alleen het hy teen die dood gestaan. Die dood oorwin, sodat ons ook vandag nie die dood vir onsself of vir 'n geliefde hoef te vrees nie. Hy lei, skryf Dawid, sy skape met sy stok en sy staf, sodat geen roofdier, geen onheil ons van hom kan steel nie. Die hoop waaraan Dawid vasgehou het deur die donker in sy lewe, broers en susters, dis die geloof in sy herder. Dit wat die goeie herder vir hom gedoen het. En daarin moet ook ons hoop lê dat al verstaan ons nie die gebeure om ons nie, al maak die wêreld soms vir ons nie sin nie en kyk ons ook vas in die dal van doodskade weer rondom ons, dat ons verseker sal weet, Johannes 10 vanaf vers 27, Christus sê, my skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. En ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. En niemand sal hulle uit my hand ruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van my Vader ruk nie. Die woorde van die herder self. Psalm 23 leer ons nie dat ons nie mag hartseer wees nie. Dit sê nie dat ons nie oor iemand waarvoor ons lief is wat sterf mag treur nie. Dawid wat self ook maar baie maal die paadjie wat sy herder vir hom gewys het, misgeloop het, leer ons in hierdie belydenis sy redding
ook tydens die donkerste van tye in sy lewe. En ons as mense, sondaars, wat ook baie maal lewe soos verlore skape, wat baie maal ook die pad byste raak en doelloos ronddwaal, ons is te klein om die wee van die herder te verstaan. Ons weet nie wat die verskillende paadjies op die van die lewe vir ons inhou nie. Dit kan groen weivelde wees, dit kan waters wat rus wees om die volgende draai. Maar dit kan net so maklik die dal van doodskade wees, wat voor ons lê as ons oor die koppie gaan. En daarom vra ons ook as dit swaar gaan, Here, hoekom moes ons nou juist deur hierdie donker dal gaan? Kyk hoe skyn die lig daarbo, waarom kon ons nie eerder 'n pad daar gevolg het nie? En weet jy wat is die herder se antwoord? Wat ons hoor vanuit die skrif vanoggend. My kind, ek weet dit is nou donker om jou. Ek weet die gevaar is groot. Ek weet die angs is hoog en die hartseer baie. Maar my staf beskerm jou. My stok vertroos en lei jou. Hierdie pad is moeilik. Maar dit is die pad huis toe. Die pad na die huis wat ek vir jou by my Vader berei het. Dit was Dawid se geheim. Dis waaraan hy vasgehou het. Nie 'n misterieuse kode of formule nie, maar 'n vaste geloof en vertroue in sy herder, in ons herder. Hy het geweet dat niks, niemand, nie eers hy self, hom uit die hand van sy herder kon ruk nie. En hy het geweet aan die einde van die paadjie deur die dal van doodskade weer, het sy huis waar die herder vir hom berei het gewag. En sou hy daar aan die feestafel sit saam met die Vader en saam met al die ander skape wat reeds voor hom gegaan het. En daarom op 'n dag soos vandag kan ons ook 'n psalm sing tot eer van ons Here, ons herder. En hoef ons nie by 'n klaaglied vasstaak nie. Kan ons as skape, as mense, nie in 'n gebroke haleluja uitroep soos wat Cohen sê nie, maar ons vertroue in ons herder juis te midde van moeilike omstandighede bely. In geloof kan ons saam met Dawid getuig, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde en na waters waar is lei hy my in. Hy verkoop my siel. Hy lei my in spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie. My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in die lengte van dae. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons bid saam. O Here, wat 'n genadige, liefdevolle herder aanbid ons. Sonder verdienste roep U U skape.
In U wysheid lei U ons op die pad wat U vir ons bepaal het. Versorg U ons, gee ons dit wat U weet ons nodig het, sonder dat ons baie keer daarvan bewus is. Beskerm U ons teen die bose in die lewe. Vertroos U ons in die dal van doodskade weer. En bring U ons tot by die Vader se huis. Wanneer ons iemand waarvoor ons lief is in die dood afstaan, is dit vir ons swaar, o Here. Ons kan nie die paadjie na die Vader se huis sien nie. En daarom verstaan ons nie altyd die seer en die onsekerheid nie. Soms maak dit dat ons in opstand wil kom. Soms wil ons weghardloop. Soms soek ons antwoorde op ander plekke. So maklik hou ons nie meer vas in die geloof nie. Maar U is die goeie herder. Wat ons beloof, niks sal ons uit U hand ruk nie. Niks kan U skape van die Vader se huis weghou nie. En daarom vra ons dat U ook vanoggend hierdie hartseer sal gebruik om ons weer met U staf nader aan U te trek. Here, staan oom en se familie en ook vriende by soos wat ons weet U doen. Skenk ons vrede in die geloof te midde van die twyfel. Skenk ons rustigheid in die gemoed ten spyte van die onsekerheid. Dankie dat ons U skape kan weet, nooit staan ons alleen nie. Nie in ons hartseer nie, nie in ons pyn nie, nie in ons verlies of ons gebrokenheid nie. Dankie dat ons weet, U maak ons weer heel. U droog ons trane af. Dankie dat ons kan weet, al lyk die lewe om ons donker en sonder hoop, net goedheid en guns sal ons volg al die dae van ons lewe. Dankie dat ons weet, U lei ons na die waters van ware rus. Dankie dat ons kan sê vanoggend, op 'n dag soos vandag, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Amen. In antwoord op die boodskap vanoggend gaan ons saam sing Gesang 391. Dit gaan ook weer op die bord verskyn, maar is ook heel agter op die boekie se agterblad gedruk as jy eerder daar wil sing. Gesang 391 gaan ons sing die eerste, die derde en die vierde strofes van hierdie pragtige en bekende gesang. Ek gaan vra dat u sal staan, dan sing ons dit saam en dat u ook sal bly staan vir die seënbede direk daarna.
Hy sal vind, hy is my kind. Ek is 'n God. Ek is die goeie herder vir hom. Ons bid dat die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met almal van ons sal wees en met ons sal bly. Amen. Dankie, kan die plek inneem. Voor ek oorgee, wil ek vir u net voorhou, ons begrafnisformulier, daarin vind ons 'n pragtige troos, en ek lees dit vir u. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, hy wat die sleutels van die doderyk en die dood het oom Henny die poorte van die ewigheid laat betree. En waar ons gekom het om van die verganklike liggaam afskeid te neem, vind ons diepste troos daarin dat die wat in die Here sterwe, van hulle arbeid rus. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Jesus het immers gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin, en daarom kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Want as ons glo dat die Here Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. En daarom treur ons nie soos die mens sonder hoop nie. Ons glo dat die ontslape gelowiges hulle voor die troon van God bevind en hom dag en nag in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal by hulle bly. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want Christus, die lam vir ons geslag, sal as ewige herder hulle laat wy en hulle na 'n lewende waterfonteine lei. En God sal al die trane van hulle oë afvee. En eendag wanneer Christus sigbaar met die wolke kom, sal ook hierdie liggaam in onverganklikheid opgewek en met die siel herenig word om vir ewig saam met die Here te woon. Omdat net Christus so 'n onoortreffelike toekomsverwagting aan ons kan bied, boonop onverdiend uit genade alleen, laat ons opnuut aan hom toewy met volharding deur die krag van die Heilige Gees, met die oog gefestig op Christus, die wedloop wat voor ons lê, eind uit voltooi. Laat ons vandag hier vanaf weggaan met die oorwinningswoorde van Romeine 14 vers 8 in ons harte en op ons lippe, want as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. En as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Weet dit. Niks kan ons skei van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. In alles gee ons die eer aan God. Aan hom behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir Henny Du Plessis om vir ons nou huldeblyk en die bedankings ook te behartig. Dankie Henny. Hierdie mikrofoon is gekoppel hoor. Ja, ek wil welkom sê van almal wat hier so is, almal wat inskakel, ook eintlik maar net. Dit is 'n hartseer dag, dit is tog ook 'n dag waar ons op ons lewe vier. Ek dink dis 'n voorreg dat ons almal hier saam kan wees vir dit.
Ek het die hele paar bedankings, ek gaan begin met die bedankings en dan sal ek die hulpblyk daarna doen. Net vir Tannie Marie kan sien. Tannie Marie, ek wil begin by Tannie. Ja, dit is 'n baie groot voorreg dat ons Tannie kon ontmoet het, dat Tannie so groot rol in ons oupa se lewe en hulle pa se lewe kon gespeel het. Ek wil Tannie vra. Dit is regtig 'n baie spesiale plek wat Tannie in sy lewe ingekom het. Ek dink die oproepe wat ek gemaak het as julle gestry het oor wie die Rammy eintlik wen, gaan ek nie vergeet, eintlik nou maar net nie. Elke keer as ons 'n game Rammy daar by ons huis speel, sal ons dink hoe julle met mekaar gestry het. Ek hoop Tannie het die laaste een gewen. So, maar ja, Tannie het hom regtig soveel liefde vir hom gewys. Ek dink die feit dat julle soveel avontuur saam gedoen het en ek dink ons het Tannie se siel baie uitgetrek. Ons het julle siel baie uitgetrek, maar ek dink dit was ons manier as gesin om te sê Tannie is deel van ons. Ek dink dit was niks anders as dit nie. En ek dink dit is net vir ons so lekker om te sien hoe oupa glimlag en net lekker tye kan hê. Julle wildtuin trippies, julle blomme kyk trippies, julle gesels eintlik ook nou maar net. Dankie daarvoor. En dan ek dink ook aan die hele Voliter gesin. Julle kon vir oupa op sy plek sit. Almal kon dit nie altyd reg kry nie en ek dink dit was julle manier ook om te sê hoe lief julle eintlik vir hom is. Julle het vrymoedigheid gehad om ook hom net te aanvaar as deel van julle gesin. En dit is vir ons spesiaal. Ek dink wanneer mens so gesinne so uitbrei en dis nie net ons gesin nie en almal is net lief vir mekaar en dis 'n voorreg om dit te sien. En oupa was tuis by julle. En so dankie daarvoor en ek wil julle eer vir dit eintlik ook nou maar net in die ding so. Ja, julle is 'n spesiale deel van ons storie, almal en ons almal se storie saam. So, ja, dan wil ek na die Voort familie toe gaan, eintlik ook nou maar net. En dis eintlik my so groot voorreg. Ek het dit toe ek die brief ook geskryf het en om in almal se lewens so 'n stukkie van oupa te sien en deurleef. Ek dink ons gaan dit nog in die toekoms ook sien en dis so cool om te sien. Eintlik ook nou maar net. Oupa gaan deur ons elkeen aanhou leef. Ek dink die prentjie van oupa ook, ek dink as iemand ooit hulp nodig gehad het, dan was oupa daar, eerste daar, eintlik ook nou maar net, eerste een om raad te gee, wanneer dit gevra is, eintlik ook nou maar net, hy het nie ingemeng wanneer dit nie nodig was nie, maar wanneer iemand hulp nodig gehad het, ek dink aan die dae terug na Centuria, Break and Clutch toe, eintlik ook nou maar net, as oupa moes gekom het, kite typing, as iemand moes getrek het om Tata toe, of uit om Tata uit weer terug iewers anders te, eintlik nou maar net, as iemand wil gehad het, oupa moes gehelp het om tuin te maak, en was oupa daar, en eintlik, dit is net lekker stories, maar oupa het so 'n stukkie van homself in elkeen agtergelaat, en ons gaan so sien hoe dit voortleef, hier vanaf vorentoe eintlik ook nou maar net. Oupa was 'n merkwaardige man, en hy het 'n invloed gehad op elkeen, op sy manier eintlik ook nou maar net. So, maar ja, ek dink aan Ma, aan Simon, Rian, Hendrik, ja, ek dink dankie net vir julle liefde deur die jare vir oupa. Ek dink dit is so spesiaal om, ek weet nie, ten spyte van al die ops en afs wat ons deur die jare gehad het en alles, familie het by mekaar gebly, eintlik ook nou maar net. Ek onthou nog die Silver Peacock, Kersfees eintlik ook nou maar net, dis spesiale tye met die Fourie familie eintlik ook nog by. Ja, so ek wil ook maar net dankie sê, ek wil julle ook eer, eintlik ook nou maar net en julle as kinders van oupa eintlik ook nou maar net. Dit is regtig 'n groot voorreg dat ons as kleinkinders in daai plek kan kom staan, dat ons 'n baie goeie verhouding met ons oupa ook kon gehad het eintlik ook nou maar net. So dankie daarvoor. En ja, dan wil ek Tannie Meisie, ja, ek dink julle het vir oupa opgepiep baie keer eintlik nou maar net. Ek onthou maar net al die lekker stories en julle het geskerm vir oupa eintlik ook nou maar net. Maar ja, ek dink eintlik net gister se kuier ook om te sien hoeveel ons in gemeen het tussen die twee families, tussen die Voort familie en dan tussen julle kant van die familie eintlik ook maar net. Ons is eintlik maar baie dieselfde, selfde belangstelling, selfde adrenaline junkies, eintlik nou maar net as mens die stories ook so luister en praat. Maar ek wil Tannie eer en ek wil Tannie en Tannie se sissies ook in hulle afwesigheid, wel hulle is eintlik hier, hulle is saam met ons, oupa is seker saam met hulle nou eintlik nou maar net, maar oupa het 'n baie harde grootword jare gehad en hy kon baie hard uit dit uitgekom het.
te danke aan genade van die Here af, het hy dit omgedraai en hy kon liefde wys aan die mense om hom toe. Maar julle was 'n groot deel van dit, omdat julle liefde gewys het vir hom en ondersteuning gewys het na hom toe, en daarvoor wil ek julle eer eintlik ook nou maar net, en regtig baie dankie sê, dat omdat julle soveel liefde vir hom gewys het en soveel omgee vir hom gewys het, kon hy dit oordra na ons toe, en ons kan voortgaan om dit regtig uit te leef en uit te streef, om ook so merkwaardige persoon soos oupa te kan wees, eintlik maar net. So, dankie daarvoor. Ja, en ek dink om Tannie Kriekie se hele familie hier te hê, dit spreek ook boekdele eintlik ook nou maar net, en dis regtig baie cool. So dankie dat julle ook is, en ja, die kuier gister, dit was my baie lekker eintlik ook maar net gewees. Ek dink mense kuier nie so gereeld saam nie, maar net so tel mense dit op en mense praat, want mense kom agter, mense is eintlik deel van dieselfde bloedlyn. Hierso eintlik maar net, so baie cool. Ja, dan wil ek eintlik die Van der Walt familie eintlik, dit is nou my ouma se kant van die familie, en die Fouries wat ook hierso is, die Fouries, Van der Walt, Moelmans, eintlik ook nou maar net, dis nou lekker die stories wat in die boek geskryf, en almal kan dit gaan lees eintlik nou maar net, maar ja, ek dink oom Frans wat hierso is, hy is een van die kinders eintlik maar net, en ek dink as mens die stories ook terugpraat, ook selfde vakansies, dis nog die Bloemhof daar hierso eintlik met Tannie Marie en met Antoinette, met Tannie Antoinette eintlik, met oom Johan, met oom Frans, is eintlik sulke lekker memories wat mens ook het as mens terugdink aan dit, en oupa Henny, hy was vir julle soos 'n pa eintlik ook nou maar net gewees, en in almal anders te afwesigheid eintlik ook maar net wil ek vir julle ook dankie sê, en julle ook eer, Tannie ook, net, dis regtig ook net special memories wat mens kan terughou, eintlik maar net. Maar dankie hoe julle hom ook geëer het, vir die respek wat hy na julle toe getoon het, julle het alles dubbel en dwars teruggegee, hoe julle so mooi na hom gekyk het, en altyd daar was net om liefde te wys, ook maar net. So, ag ja, ek wil net regtig baie dankie sê vir julle ook, so dit is 'n paar spesifieke mense vir wie ek regtig wil dankie sê. Ja, ek dink dan oupa se huis vir die laaste klomp jare in die Pietpot ouete huis, Potgietersrus ouete huis, eintlik ook nou maar net, ja, ek dink die manier hoe oupa daar in die eerste plekkie verblyf gekry het, die manier hoe dit na gekyk is, ek dink deur die jare, spesifiek dan die Mariaan, eintlik maar net hoe sy eintlik bietjie agteroor gebuig het, om seker te maak, dat ouma en oupa so mooi na gekyk is, ek dink die laaste klompie jare ook, al die aktiwiteite wat daar by die ouete huis ook gebeur, ek dink dit het oupa so, dit was goed vir hom om besig te bly. Ek dink as hy nie besig gebly het nie, sou hy stout geraak het. So dis ook nou maar goed dat hy besig was met goeie dinge daar by die ouete huis, eintlik nou maar net inkleer kompetisies kon deelneem, en inkleer en die danse wat gewas eintlik nou maar net. Dis altyd sulke lekker stories, en ek dink die ouete huis is so mooi na gekyk. So dis nie moeilik vir die mense wat daar bly om regtig baie tuis te voel nie. So regtig dankie daarvoor. Dan Dominee Greiling van Rooi, en ek vir Dominee ook dankie sê. En die hele AP Kerk gemeente eintlik ook nou maar net. Ek het hierso geskryf, ek dink julle het so mooi gehelp om vir oupa ook purpose te gee. Ek dink ek het min mense gesien wat die Bybel soveel keer deurgelees het, soos my oupa eintlik nou maar net. En sy Bybelstudies met sy inkleer, met alles wat hy gedoen het. Maar om hy purpose te vind, wat iets baie groter is as mens self. Ek dink, soos wat Dominee ook gepraat het van, dit is waaraan Dawid vasgehou het, en alles wat gebeur het eintlik ook nou maar net, maak nie saak wat se donker dieptes hy deurgegaan het nie, so het my oupa vasgehou aan daai ding, om te weet, dat die Here is sy skepper, die Here is sy Here, die Here gaan hom nooit eintlik los nie. En dit kan mens ook net hê as mens by 'n geestelike gemeenskap eintlik inskakel. So ek eer julle ook daarvoor, en vir die rol wat julle in oupa se lewe gespeel het. En ek dink daar is nie so groot voorreg soos om deel te wees van 'n geestelike familie, en om dit te vind eintlik ook nou maar net nie. So regtig baie dankie vir dit. Ja, net almal se moeite. Ek dink dan sit 'n bietjie breër in. Ek ken uiteraard nou nie almal wat deel is van al die reëlings nie. So ek dink hier's baie reëlings wat gebeur het, maar tussen Martins en almal van die kerk, van die ouete huis, eintlik ook maar net is dankie vir almal wat ingespring het, van die blomme maak na die program, na die kos na die tyd, en al die boodskappe, die briewe van wat gestuur is, eintlik ook nou maar net die foto's wat gestuur is. En ag ja, net om hierdie boekie aan mekaar te gesit het, daar moet stories wees om in te kan sit. So dankie vir elkeen vir dit ook eintlik nou maar net. So
Ek hoop nie ek het iemand gemis nie, ek is jammer as ek het, maar ek gaan nou oorgaan dat ek die huldeblyk sommer net lees en dan kan ons afsluit eintlik maar net. Liewe Pa Henny, oupa Henny, oupa Skilly, so ons is vandag hier vir die onvermydelike, om Pa se lewe te vier saam met Pa se geliefdes en hartsmense, maar veral Pa se kinders, Elsabie, Simon, Rian en Hendrik. Ons harte is vol, maar ons is vandag hier om hulde te bring aan ons Pa, 'n man wie se lewe gevorm is deur die standvastige geloof, stille krag en onwrikbare liefde. Pa se lewe was gekenmerk deur Pa se stil afhanklikheid en erkenning aan die Here. Pa se geloof en integriteit was die rigtingwyser wat Pa se besluite, Pa se verhoudings en die manier waarop Pa vir ander omgegee het, gevorm het. Pa was 'n pilaar van wysheid, altyd gereed met deurdagte raad en 'n vertroueling vir elkeen wat sy hulp gesoek het. As jy met 'n probleem na hom gekom het, het hy vir jou die beide kante van die saak gewys, sag, eerlik en altyd met die bedoeling om te lei, nooit om te oordeel nie. Hy was die een wat opgedaag het, in nood en in daad, as toegewyde versorger vir ons ma tydens haar siekte. Het hy medelee, plig en toewyding in sy diepste vorm geleef. Sy liefde was nie lyd nie, maar diep en standvastig, die soort krag waarop 'n mens sonder vrees kon steun. Nadat ons ma 10 jaar gelede oorlede is, het 'n stilte om hom begin groei. 'n Stilte wat die afgelope 7 jaar mooi gevul is deur sy maat, Tannie Marie, wat weer troos, geselskap en vreugde in sy lewe gebring het. Hiervoor sal ons altyd dankbaar wees. Vir ons was hy meer as 'n pa. Hy was ons voorbeeld, ons anker en ons veilige plek. Hy het ons geleer om die lewe met moed te hanteer, om mooi te dink, om mildelik lief te hê en om vas te hou aan ons geloof, selfs wanneer die wêreld swaar voel. Ons sal sy wysheid mis, ons sal sy stories en sy humor mis, ons sal sy teenwoordigheid mis, sterk, kalm en bemoedigend. Maar bovenal sal ons die liefde mis wat hy so vrylik gegee het. Pa, dankie vir alles wat Pa vir ons en vir soveel ander was. Pa se nalatenskap leef voort in die lewens wat Pa aangeraak het, die lesse wat Pa ons geleer het en die liefde wat Pa in ons harte geplant het. Ons laat Pa gaan met dankbaarheid, met eer en met vrede, wetend dat Pa veilig tuis gekom het by jou Skepper. Tot ons weer ontmoet, Pa se kinders, kleinkinders en agterkleinkinders. Baie dankie, Henny. Ek is dankbaar ek het die afgelope jaar die geleentheid gehad om vir Henny te kon leer ken. En dankie vir die voorreg ook dat ek vandag hierdie geleentheid kon lei. Dit beteken vir my baie en is my ook lekker om 'n bietjie te kon teruggee. Maar ek herhaal baie sterkte om die woorde te gebruik wat in die huldeblyk gebruik is. Almal wat hier is vandag is hartsmense van Henny. Almal wat hier is, voel daai hartseer. Sterkte vir elkeen van u. Bid vir u, ek dink aan u, ek deel daarin. En weet ons troos en ons vrede, ons vreugde vind ons by ons herder. Die familie het my ook gevra om u daarop te wys. As ons hier klaar is, as u uitbeweeg, grasdak Lapa is net hier langs die kerkgebou. Daar is ietsie heerliks te drinke en te ete en u word hartlik uitgenooi om ook daar 'n bietjie verder saam te kuier en te gesels. En ek het gesien man van Martens wil ook nog ietsie sê, is dit reg? Goed, dan gaan ek vra, kom ons staan almal en dan gee ons geleentheid vir die naaste familie soos wat u ook inbeweeg het om uit te beweeg en dan kuier ons almal verder lekker saam in die Lapa. Baie sterkte vir u en ek weet daar's 'n klomp wat ver gereis het, veilige reis ook terug huis toe. Kom ons staan.